Shalom al die geseëndes van Meester Yeshua. Ek groet jou vandag met blydskap en met opgewondenheid, want ons dien die lewende God wat nou natuurlik regeer tot in alle ewigheid. En dit gee vir ons blydskap en oorwinning. Halleluja. Ek glo en vertrou jy lewe in oorwinning. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met jou en dat jy vandag geseënd is en dat die hand van Jahwe ons Elohim op jou lewe manifesteer. Ek wil jou groet vandag in die naam van Meester Yeshua met hierdie boodskap wat ek vandag wil uitdra en dat jy vandag sal besef wat se getuienis jy het om uit te dra. Want ek wil vandag met jou gesels oor die bloed, die water en die gees. En daar is natuurlik sekere kenmerke wat by ons as mens moet wees, ons as gelowiges. Daar moet sekere kenmerke wees. En jy kan nie in die geheim 'n gelowige wees nie. Hierdie is baie belangrik. Jy kan nie in die geheim 'n gelowige wees nie. Jy kan nie vandag 'n undercover gelowige wees nie. Jy kan nie vandag 'n deeltydse gelowige wees nie. En ek sien baie keer is mense deeltydse gelowiges. Hulle is 'n undercover gelowige, want die res van die wêreld weet nie of 'n deeltydse gelowige lewe in die week soos 'n hooligan, en dan oor die naweek, wanneer dit nou Vrydag aand is, en nou sit Shabbat, nou wil ons ewe skielik in Vader se teenwoordigheid wees, en nou wil ons heilig wees, en nou wil ons sy aangesig soek, maar die res van die week, lewe ons soos hooligans. So dis 'n deeltydse gelowige. En 'n undercover gelowige is waar jy praat met hierdie groepie mense, dan praat jy saam met hulle, en dan praat jy weer met daai groepie mense, en dan praat jy weer saam met hulle, en jy lag saam met hulle grappe, en jy vertel vuil goed, en jy praat verkeerd, en alles gebeur rondom die wêreld. Dan is jy 'n undercover gelowige, maar wanneer jy kom by medegelowiges, dan is jy heilig, en dan is alles reg, en dan wil jy skrif quoteer. En ons as mens kan nie in die geheim 'n gelowige wees nie. Werk nie so nie. Ons moet gelowiges wees in die openbaar. En ek wonder of jy vandag besef dat jy 'n getuienis het wat jy moet uitdra in hierdie wêreld. Jy sien, daarom kan ek en jy nie anderste as om ons geloof in wie ons glo om dit uit te dra nie. Ek meen Yeshua self het kom sê in Matteus hoofstuk 10 vers 32 tot 33 en hy sê, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, met ander woorde, publiek en in die openbaar, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. So mense, dit is belangrik. Is belangrik dat ek en jy ons geloof sal uitleef. Jy kan dit nie doen in die geheim nie. As jy 'n ware gelowige is, dan wil ek vandag vir jou sê, jy gaan anders te lyk, jy gaan anders te praat, jy gaan anders te doen as wat hierdie wêreld doen, en jy gaan uitstaan. Jy gaan uitstaan. So dis wat ons moet uitleef, mense, en wanneer jy in die publiek is, moet jy vir mense kan wys in jou gedrag, jou optrede, jou spraak en wat jy doen en hoe jy dit sê, dat jy 'n ware gelowige is van die lewende God. Maar baie keer wanneer ons in die verkeer ry, dan gaan die vingers en ons het 'n houding en ons het attitudes en ons raak kwaad en ons spreek woorde, maar wanneer ons inkom in Vader se teenwoordigheid en ons kom by die Shabbat samekoms, dan is ons heilig en die hande is op en alles is great. Jy sien, dan is jy 'n undercover gelowige en 'n deeltydse gelowige. En Vader wil nie hê dat ons undercover of deeltyds moet wees nie. Ons moet 'n gelowige wees wat in alle tye 'n getuienis uitdra vir Jahwe ons Elohim, wat 'n getuienis uitdra van Yeshua wat in ons lewe manifesteer. Nou kom ek vat jou gou na die woord toe. En ek wil hê jy moet hierdie gedeelte gaan merk in jou Bybel en 'n mooi studie gaan maak van dit. Nou, ek gaan 'n paar verse lees. So merk dit in jou Bybel, gaan lees dit na die tyd, gaan praat daaroor. As jy by jou huisgesin is en jy het 'n Shabbat samekoms of jy het jou familie daar, praat so 'n bietjie oor hierdie en deel dit met mekaar en begin om hierdie woord in jou lewe aan te wend, sodat daar 'n bonatuurlike verandering kan plaasvind in jou lewe. Alraai, so kom ek lees vir jou 1 Johannes hoofstuk 5. 1 Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 1.
1 Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 1. Ek lees vir jou die woord. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messias is uit Elohim gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van Elohim lief het, wanneer ons Elohim lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot Elohim, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit Elohim gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Yeshua die Messias of die seun van Elohim is? En dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, Yeshua die Messias, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed, en die 3 is eenstemmig. Hier is 'n pragtige gedeelte wat ek nou vir jou gelees het, en ek wil hê dat jy so 'n bietjie 'n studie moet maak daaroor, maar daar's 'n paar goed wat ek wil uithaal uit hierdie gedeelte vanmôre. En dit is nou natuurlik die kenmerke wat by ons moet wees, want hier skryf die skrywer Johannes, skryf hy, en hy praat uit 'n area van oorwinning in sy lewe, en luister wat sê hy in vers 4, want alles wat uit Elohim gebore is, oorwin die wêreld. So wil jy in oorwinning wandel? Wil jy oorwinning deel hê van jou lewe? Dan is daar sekere kenmerke. Daar sekere kenmerke. So die wat die wêreld oorwin, die kenmerke is, nommer 1, wedergeboorte. Nommer 2, geloof. En nommer 3, geloof in wie Yeshua is, God gemanifesteer in die vlees. Kom ek help jou gou. Kom ek lees dit vir jou. So die wat die wêreld oorwin, die kenmerke van die wat die wêreld oorwin is wedergeboorte, nommer 1. So luister wat sê die woord in vers 1. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messias is uit Elohim gebore. Nou kom hy by vers 4 en hy sê, want alles wat uit Elohim gebore is, oorwin die wêreld. So wedergeboorte. Dan tweedens, geloof. En hy sê, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, vers 4, naamlik ons geloof. En dan, ons geloof in wie Yeshua is, kom in vers 5 en hy sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Yeshua die seun van Elohim is. So in hierdie gedeelte is daar kenmerke van wie ons is as gelowiges. En dis hoekom ek vandag vir jou sê, jy kan nie 'n undercover gelowige wees nie. Jy kan nie 'n deeltydse gelowige wees nie. Ons het iets wat die wêreld nie het nie. Ons het iets wat die duiwel nie kan bied nie. En ons het en moet eintlik 'n absolute oorwinnende lewe hê. Ons het dit, want hier sê die woord dit. As die woord dit sê, dan moet ek dit glo en uitleef. So, met ander woorde, die wêreld het geen oorwinning nie, maar ek en jy het oorwinning. En ons het iets wat die duiwel nie vir ons kan bied nie. Ons het oorwinning. Maar nou wil ek hierdie goed met jou hanteer, want dit is vir my van kardinale belang dat ek hierdie goed aan jou openbaar, sodat jy vandag kan besef hoe jy as mens moet lewe en moet funksioneer. Ek sien te veel gelowiges wat nie lewe in oorwinning nie. En ja, ons het stryd en ons het moeilikheid en ons het omstandighede, ek verstaan dit, maar eintlik deur dit alles moet ek en jy oorwinning hê. Halleluja! Dis wat ons moet hê. So kom ek hanteer gou die heel eerste aspek. Want die heel eerste kenmerk is wedergeboorte. Wedergeboorte. So wat beteken wedergeboorte? Wat beteken wedergeboorte? Jy sien mense, ek het hierdie konflik. Ek het hierdie stryd die afgelope ruk. En ek is met baie mense besig en ek doen baie berading. In die afgelope paar weke het ek hierdie stryd en ek het hierdie wroging, ek het hierdie konflik in my binneste
En ek besef dat daar is te veel mense wat in die kerkbanke sit, en dis reg oor. Dis nie net onder die waarheid geloof nie, dis reg oor die geloofspektrum. Daar's te veel mense wat in die kerkbanke sit, maar het nog nooit tot wedergeboorte gekom nie. Dit maak my hart seer. Dit maak my hart seer. Want wat beteken wedergeboorte? Kom ek lees gou vir jou. Johannes hoofstuk 3 vers 3. En Yeshua antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van Elohim nie sien nie. Hy gaan die koninkryk van Elohim nie sien nie. So is wedergeboorte belangrik? Absoluut. Sonder wedergeboorte gaan ons die gawe van die ewige lewe nie kan behaal nie. En nou kom Nicodemus, en Nicodemus is een van die leiers, en hy is een van die leraars van geloof onder die Jode, onder die Fariseërs, en hy praat met Yeshua, en Nicodemus sê, maar hoe is dit moontlik dat 'n volwasse persoon weer teruggaan na die geboortekanaal en weer in die baarmoeder kan wees? Hoe kan dit gebeur? En Yeshua antwoord, hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. Ja, so met ander woorde, wedergeboorte het te maak met water en gees. Te maak met water en gees. Nou let op, dis gees met 'n hooflettertjie. So, wedergeboorte is die proses waardeur die mens moet gaan, wat dood is in sy gees, sodat hy lewendig gemaak kan word. Want dit was almal van ons se kondisie. Elkeen van ons. Volgens die woord, Efesiërs hoofstuk 2 vers 1. Hy sê ons is almal dood in ons sonde en ons misdade. So, en Yeshua kom maak ons lewendig. So, wedergeboorte is die proses waardeur die mens wat dood is, waardeur hy gaan om lewendig gemaak te word deur die krag van die bloed en die gees van Yeshua na die innerlike mens. Dis wat wedergeboorte is. Wedergeboorte moet by elkeen van ons plaasvind. As daar die wedergeboorte plaasgevind het nie, dan is daar geen gawe van ewige lewe wat op jou lewe kom rus nie. Geen. Dis baie belangrik dat ek en jy vandag sal besef wat beteken wedergeboorte. 1 Petrus, hoofstuk 1 vers 23 sê, want julle is wedergeboorte nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van Elohim wat tot in ewigheid bly. En nou sê die woord, hy leer ons dat in die boek van Romeine, dat geloof kom uit die gehoor, en die gehoor kom uit die woord van Elohim. So wanneer ek die woord hoor, dan gebeur daar iets, die gees van God werk saam met die woord, om my as mens te transformeer, dat daar 'n wedergeboorte sal plaasvind. So bekering is my proses waar ek tot 'n verstand kom, dat ek het 'n verlosser nodig. Waar die woord my kom oortuig, waar die gees my kom oortuig, dat ek het 'n verlosser nodig. Dis bekering. Nou draai ek weg van die wêreld. Nou wedergeboorte is wanneer daai besef plaasvind en jy begin bely dat jy 'n verlosser nodig het. Jy's 'n sondaar en jy maak jou gees oop en die gees van God kom in en sy bloed kom verander jou en hy maak jou lewendig van binne af buite toe. Dis wedergeboorte. En Yeshua hanteer dit. Hy sê ouens, luister nou baie mooi. Sonder wedergeboorte gaan jy die koninkryk van Elohim nie sien nie. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 22 tot 24, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding tot gronde gaan en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle moet met die nuwe mens moet bekleed wat na Elohim geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So hoe lyk die nuwe mens? Hoe lyk die nuwe mens? Die nuwe mens is geskape in ware geregtigheid en heiligheid. So dis wat gebeur wanneer daar wedergeboorte plaasvind. Wanneer daar wedergeboorte plaasvind, dan beteken dit die ou dinge in jou lewe is verby. Nou is jy 'n nuwe skepsel, jy's 'n nuwe mens. Daar's 'n transformasie van binne af buite toe wat jou kom verander.
En die Gees van God vernuwe jou. So dit wat voorheen sonde was, is nou 'n gruwel in jou lewe. Jy soek dit nie, jy stel nie daarin belang nie, jy gaan nie meer doen wat jy voorheen gedoen het nie, want jy is nou 'n nuwe mens. En die woord sê dit in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Messia is, met ander woorde, ek is ingeënt in hom, in Messia, dan is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Wat se ou dinge? My ou lewenswandel. In ander woorde, die gesuipery, die gedrinkery, die rokery, die gedobbelry, die rondslaap, al daai dinge van die vlees en van die wêreld, daai goed is verby. Nou het ek 'n nuwe lewe. Ek het 'n absolute nuwe lewe. Want ek is skoon gewas deur die bloed van die lam. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So wat maak ons vry van die ou dinge van hierdie wêreld? Wat maak ons vry? Kan ek vir jou sê wat maak ons vry? Kom ek lees dit vir jou. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel. So dit maak nie saak hoeveel geld jy in jou bankrekening het. Die rykste persoon, wie is dit nou? Dis nou Elon Musk. Hy is mos nou die rykste persoon ter wêreld. So Elon Musk, sy biljoene gaan vir hom niks beteken die dag wanneer hy voor die lewende God staan nie. Niks nie. Weet jy wat gaan die enigste ding vir hom wees om hom tot redding te bring? Is die bloed van Yeshua. Enigste ding. Hier sê die woord, ons is nie losgekoop deur silwer of goud of enige van daardie dinge uit ons ydelle lewenswandel nie. So jy kan niks gee vir Jahwe ons Elohim, sodat hy jou kan vrykoop nie. Niks. Jy kan nie vir hom goud gee nie, jy kan nie vir hom silwer gee nie, inteendeel, alles behoort aan hom. Die woord sê dit in Matteus in Psalm hoofstuk 24. Hy sê dat die wêreld en die volheid daarvan behoort aan hom. En daarom weet ek dat die enigste ding wat my kan loskoop van my sonde en my ongeregtigheid is die bloed van die lam. Luister wat sê die woord. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Messia, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. So dis wat my en jou loskoop van ons slawerny, van sonde, van ongeregtigheid, wat ons vry maak in ons lewe en wat wedergeboorte veroorsaak en bevestig. En dis die bloed van die lam. So wedergeboorte is die bloed van Yeshua wat aangewend is aan ons lewe en dit is ons getuie. Dis ons getuie, mense. So die bloed van Yeshua moet aan ons lewe aangewend wees. Dit moet. En ek is so hartseer dat soveel mense jaar na jaar gaan deur hierdie lewe sonder dat die bloed van die lam aan hulle lewe aangewend word om 'n transformasie te veroorsaak. En so ek sal nooit vergeet die dag toe ek tot bekering gekom het en dat ek wedergeboorte ervaar het. Ek sal nooit daardie dag vergeet nie. Ek was 'n sondaar vasgevang in hierdie wêreld. Ek kon myself nie meer help nie. Ek was so vasgevang en ek het 'n bo-natuurlike ontmoeting gehad met die lewende God. En daar het wedergeboorte plaasgevind en hy het my skoon gewas deur die bloed van die lam. Halleluja! En hy het al hierdie sonde en ongeregtigheid uit my lewe uitgewas deur sy bloed. En ek het sy teenwoordigheid so pertinent ervaar, dat ek is verlos van sonde en ongeregtigheid. Nou hou ek mense dop en ek sien. Ek kyk na mense, en dan sien ek hoe ongevoelig hulle is vir die teenwoordigheid van Vader. En wanneer ons sê, hoor hierso, kom ons bid gou-gou, en kom ons worship net die lewende God, net spontaan, kom ons worship, dan staan mense so. Kyk hulle rond. En dink ek, okay, maar waar is die koneksie? Waar's die koneksie? Waar is daai verhouding? Dan besef ek, maar daar's nie wedergeboorte nie. Want as daar wedergeboorte plaasgevind het, dan beteken dit, daar is 'n koneksie met die lewende God. Daar is 'n oorgawe, daar is 'n
passie, daar is 'n vuur wat brand hier aan die binnekant, want die gees van God trek in, en is deur die bloed van die lam en die gees wat ons wedergeboorte ervaar. Dis hoekom Yeshua sê, hy sê, as jy nie deur water en gees, so as ek my gees oopmaak, kom die gees van Yeshua inwonend in my in, en dit transformeer my. Nou is daar 'n lig wat skyn. Nou is ek wedergebore. Nou lewe ek vir Yeshua. In die oomblik wanneer daar lewe is, kyk net so bietjie. Toe Johannes en Petrus, toe hulle by die poort kom en daar sit 'n verlamde man, en hy roep uit en hulle sê, hoorie, so silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, dit gee ons vir jou. In die naam van Yeshua, die Messias, staan op en loop. En daai ou staan toe op en loop. Weet jy wat gebeur? Het hy rondgeloop? Halleluja. Hy so rondgeloop, het hy in die tempel ingegaan, dank die Vader. Ek het nie meer nodig om te sit en bedel nie. Nee, wat het hy gedoen? Hy het gejubel en gejuig. Man, hy het daar rondgespring. Die Fariseërs en Sadduseërs het gekyk en gesê, maar hoorie, so is dit nie die ou wat sit en bedel nie. En hy spring rond en hy loof die lewende God in spontaniteit. Hoekom? Want daar's 'n verandering. Nou in die oomblik wanneer jy wedergebore is in jou binneste, dan kom daar 'n verandering en jy gaan 'n totale ander mens wees. 'n Totale ander mens. Want die bloed aangewend in ons lewe kom maak ons vry. Die gees van God maak ons lewendig. En dit bring 'n koneksie tussen my en die lewende God, en daarom het ek lewe, ek het passie, ek het 'n oorgawe en ek het 'n koneksie met Jahwe ons Elohim. Halleluja. En ek staan in 'n verhouding. So dis wedergeboorte, mense. En daai getuienis in ons lewe is die bloed van die lam. Maar ongelukkig is daar soveel mense wat rondloop asof hulle nog onbekeerd is. Hulle lyk soos die wêreld, hulle praat soos die wêreld, hulle tree op soos die wêreld. Maar wanneer dit Shabbat is, dan kom ons in sy teenwoordigheid, of ons kom by mekaar en ons luister na die woord, en dan is ons die heilige onder die heiliges. En vir jare sit mense in die kerkbanke en hulle besef nie dat hulle is nie gered nie. Ek het 'n probleem daarmee dat mense en pastore wat op 'n platform is, mense nie leer wat dit is om wedergebore te word. Dat 'n persoon op 'n platform wat die woord van God verkondig, dat hy nie seker maak dat sy gemeente, sy skape, dat hulle is waarlik gered deur die bloed van die lam. Maar jy sien, so maklik druk ons mense in die doopwater, en om die getalle te hou, en om te sien, maar hoorie so, ek is daarom besig, druk ons mense deur die doopwater, en daai persoon is nooit gered nie. Nooit gered nie. Nooit tot bekering gekom nie, maar is deur die doopwater. En dan, 'n paar maande na dit, dan val daai persoon se lewe uitmekaar uit, en dan wonder mense, maar hoorie so, wat gaan aan? So, die volgende ding wat ek met jou wil hanteer is, daar's nou natuurlik 3 goed, kenmerke. Daai kenmerke is wedergeboorte, tweedens geloof, en derdens geloof in wie Yeshua is. So, die volgende een wat ek met jou wil hanteer is geloof. So wat beteken geloof? Wat beteken geloof? Genesis hoofstuk 15 vers 6 sê, en hy het, dis nou Abraham, hy praat hier van Abraham, en Abraham het in Jahwe geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So wat beteken geloof? Geloof is eintlik die onwrikbare vertroue in Jahwe. Want toe ek in die wêreld was, het ek vertrou op die wêreld. Ek het vertrou in ander, ek het vertrou in my eie vermoë. Ek het nie op Vader vertrou nie. Nou dat ek 'n gelowige is, nou vertrou ek onwrikbaar op die lewende God. Want jy sien, Hebreërs 11 vers 1 sê dat die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So my vraag aan jou, en luister gou baie mooi, my vraag aan jou, kan jy die bloed van Yeshua sien? Wat is jou antwoord? Jy gaan sê nee, kan dit nie sien nie. Okay, so kan jy die gees van Jahwe sien?
En jou antwoord gaan ook heel waarskynlik wees, nee. Kan jy Yeshua sien? En baie mense wil graag, maar ons kan hom nie sien nie. Maar weet jy wat kan ons wel? Ons kan sy teenwoordigheid ervaar. Ons is nie as wese agtergelaat nie, hy het sy gees vir ons kom gee, en die oomblik wanneer ek my knie sak, en die oomblik wanneer ek in verootmoediging kom, dan ervaar ek Vader se teenwoordigheid, halleluja, en ek beleef hom, ek het hierdie koneksie met hom, hoekom? Want ek is wedergebore, ek is gewas met die bloed van die lam, en nou kom my geloof, moet in aksie kom, en ek moet glo, dit wat die woord sê, ek moet glo. Jy sien, hier kom Romeine hoofstuk 10 vers 9 tot 5, en hy sê, as jy met jou mond die meester Yeshua bely, en met jou hart glo, dat Elohim hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Nou luister gou baie mooi. Baie mense quoteer hier die eerste gedeelte. Ek het nou vir julle die hele gedeelte gelees, vers 9 en vers 10. Nou baie mense quoteer net hierdie, as jy met jou mond die meester Yeshua bely en met jou hart glo, dat Elohim hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Dan stop mense daar. En baie keer, en ek het dit al soveel keer gesien, dan word daar nou 'n uitnodiging gegee, en dan staan daar nou mense, of hulle steek hulle hande op, en dan word hierdie teksvers gekwoteer, en jy moet net glo met jou hart, en net bely met jou mond, dan is jy gered. Dan is jy gered. En dan stap mense uit, ek het vandag my hart en my lewe aan die lewende God gegee, aan Yeshua gegee. Dan stap hulle uit, en wat gebeur? Was daar 'n verandering? Nee. Nee. Dis nie so eenvoudig nie. Dis nie so eenvoudig nie. Ons moet mooi gaan lees, wat sê hierdie gedeelte? Kom ons gaan lees. Alright, so vers 9. As jy met jou mond die meester Yeshua bely, en met jou hart glo, dat Elohim uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want, ons met die tweede gedeelte moet ons mooi gaan lees, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. So hier's twee dinge wat moet gebeur. Jou lewe moet getransformeer word, dat jy begin wandel in geregtigheid. En jy moet tot 'n besef kom dat jy gered is deur die bloed van die lam. Weet jy hoeveel keer het ek al gesit in berading? Dan sit ek met mense, dan vra ek vir hulle, hoorie so, glo jy dat jy gered is en dat jy die gawe van die ewige lewe het? Pastoor, ek weet nie. Ek twyfel baie keer. Ek weet nie of as ek vandag my laaste asem moet uitblaas, of ek dit gaan maak nie. Dan dink ek maar, hoorie so, hoe kom mense in daai posisie? Want ja, ons maak foute, en ja, ons doen partykeer verkeerd, maar wedergeboorte verseker my, dat ek gered is deur die bloed van die lam. En niemand kan dit van my al wegvat nie. Ek weet wat ek weet. En dit verseker my, dat ek gaan die gawe van die ewige lewe beerwe. Dit verseker my, sonder twyfel, dat die dag wanneer ek my asem uitblaas, sal ek die gawe van die ewige lewe hê. Maar hier kom iets baie belangriks. Ek sê ouens, ons moet in ons hart glo tot wat? Tot geregtigheid. So daar's 'n bewys van dit wat jy glo. Daar's 'n bewys van dit wat jy glo in jou lewe, in jou wandel en in jou handel. En daar is 'n bewys van dit wat jy bely met jou mond. Daar's 'n bewys. Want 'n geredde persoon tree anderste op. 'n Geredde persoon praat anderste. 'n Geredde persoon funksioneer heeltemal anderste met ander mense. So dis nie so eenvoudig nie. Dit is deur geloof wat ons die besluit maak om gedoop te word. So wat moet heel eerste plaasvind? Wat moet heel eerste plaasvind? Eers geloof. Wat heel eerste moet plaasvind is wedergeboorte. Kan ek jou gou 'n vraag vra? Kan 'n ongelowige persoon gedoop word? Kan 'n ongelowige persoon gedoop word? Nee. 'n Ongelowige persoon kan nie gedoop word. Want in die eerste plek, wat beteken dit om gedoop te word? Ek doen baie begrafnisse en ek waarborg jou. As ons by die graf bymekaar kom en die kus is besig om te sak,
en daar's ewe skielik 'n geskree uit daai kus uit, of daar's 'n klop en ek hoor 'n stem uit daai kus uit, gaan ek nie voortgaan met die begrafnis nie. Ek gaan die begrafnis stop. En ons gaan daai kus oopmaak. Want jy begrawe nie iemand wat lewe nie. Korrek? Jy begrawe nie iemand wat lewe nie. Iemand wat lewe, gaan jy uit daai kus uithaal en die begrafnis is verby. Maar jy begrawe net iemand wat dood is. Nou dis wat 'n doop is. Doop, volgens die boek van Romeine hoofstuk 6, jy word gedoop in die dood van Yeshua en jy staan op in 'n nuwe lewe. So 'n ongelowige kan jy nie doop nie, want hy het nie gesterf nie. Hy het nie gesterf nie. Jy kan nie iemand deur die doopwater vat wat nie gesterf het vir die sonde en ongeregtigheid en wat nie lewendig gemaak is nie. So wat moet heel eers plaasvind? Wedergeboorte. So ek doop net iemand wat wedergebore is. En uit wedergeboorte kom geloof en sê, maar hoor hierso, ek glo in wie Yeshua is, en ek glo, en hierdie geloof dryf my tot geregtigheid en tot redding, en daai geloof bring my in 'n posisie waar ek gedoop wil word. So doop bring nie redding in my lewe nie. Die doop is die bewys dat ek reeds gered is. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. Ek word gedoop in die dood van Yeshua en ek staan op in 'n nuwe lewe saam met hom. En 'n nuwe lewe beteken ek is dood vir die sonde en die ongeregtigheid. En ek is lewendig gemaak deur sy gees. Luister wat sê die woord. Handelinge hoofstuk 2 vers 28. Hier kom Petrus, hy verkondig die woord met die uitstorting van die Heilige Gees. Daar's 'n klomp mense wat na hom luister en Petrus sê die volgende. Handelinge 2 vers 28. En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Meester Yeshua tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang." So volgens die woord, wat moet heel eers gebeur? Bekering. Dit moet heel eers gebeur. Daar moet 'n wedergeboorte plaasvind voordat ek gedoop kan word. En daar is te veel mense wat by kampe en by dienste is wat emosioneel beïnvloed word en woep in die doopwater en hy kom na die kamp, mannekamp, kom hy weer terug by die huis en hy gooi die whisky en hy steek die sigaret aan en hy sit die musiek aan en Vrydag is hy weer in die kroeg. Maar hy's gedoop. Hy's gedoop, want hy's emosioneel, is hy opgesweep en hy's deur die doopwater. En dan sê hy vir sy vrou, "O, ek is gedoop," maar Vrydag is hy weer in die kroeg. Want daar het nie ware wedergeboorte plaasgevind nie. So hy sê, laat elkeen julle, of bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. So heel eerste wat moet plaasvind, is 'n vernuwing hier binnekant. Kyk wat sê vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap, met ander woorde, met geloof, daar het geloof veroorsaak, daar het geloof ingekom in die hart, vanweë die gehoor van die woord, en daai geloof het hulle getransformeer, die bloed van die lam het hulle kom skoon was, en hulle het tot bekering gekom, tot wedergeboorte. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, met blydskap aangeneem, nie emosioneel opgesweep nie. Daar het iets plaasgevind, is gedoop en daar is daai dag omtrent 3000 siele toegebring. Ek wat sê Handelinge hoofstuk 8 vers 36 tot 37. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart is dit geoorloof, en hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua, Messia, die seun van Elohim is. Nou luister wat sê hy. Luister wat sê hy. Hy sê, ek glo dat Yeshua, die Messias, die seun van Elohim is. Eintlik maak hy 'n verklaring hier. Hy maak die verklaring dat hy glo dat Yeshua is God gemanifesteer in die vlees, want hy lees uit Jesaja hoofstuk 53.
Hy lees uit die Ou Testament, uit Jesaja hoofstuk 53, en Yeshua word aan hom verkondig, en daar vind 'n wedergeboorte plaas op daardie wa. En die oomblik toe hy die water sien, nou kyk gou vir my, waar in die boek van Jesaja hoofstuk 53 lees jy enige iets van die doop? Waar lees jy dit? Nêrens. Daar kom 'n wedergeboorte in daai man se binnekant. En die oomblik toe hy die water sien, en hy nou die evangelie van Yeshua gehoor het, en is verkondig, en daar's vir hom gesê, maar hoor hierso, wanneer daar geloof en bekering plaasvind, dan word jy gedoop in die dood van Yeshua, en jy staan op in 'n nuwe lewe. En hy sê, die oomblik toe hy die water sien, hy sê, maar daar's water. Wat verhoed my om gedoop te word? Hy sê, ouens, as jy glo met jou hele hart, en met alles wat in jou is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua, die Messias, die seun van Elohim is. Dis alleen iemand wat die gees van God in sy binneste het, wat hierdie verklaring kan maak. Wat kan verklaar dat Yeshua is God gemanifesteer in die vlees. En ek gaan vir jou skrif gee. Dis net iemand wat die gees van God in sy binnekant het, wat daai verklaring kan maak, wat sê dat hy is die seun van Elohim. Kom ons gaan verder. So die doop is ons getuienis van 'n veranderde lewe, waar die ou mens sterf en die nuwe mens lewe om Jahwe te verheerlik. Halleluja! Dis ons getuienis. Dis ons getuienis, mense. So met ander woorde, dis die water en dis die bloed. Ek het vroeër vir jou gesê, met betrekking tot wedergeboorte, dis die bloed wat getuig dat ons is wedergebore. So dis ons getuienis. So ons met die bloed van die lam met ons aanwend in ons lewe, en ons leef dit uit as 'n getuienis. En nou dat daar geloof kom, nou kom ons in die doop van Yeshua, in 'n nuwe lewe, ons verander in die binnekant buite toe, en dit beteken, dis die water, wat nou ons getuienis is, dat ons is verander. Halleluja! Halleluja! En nou kom die woorde van Yeshua, en hy sê, ouens, as julle nie deur water en gees wedergebore word nie, gaan julle die koninkryk van Elohim nie sien nie. So wat beteken die gees? Wat beteken die gees? Johannes hoofstuk 5 vers 6, die B-gedeelte. Hy sê, en dit is die gees wat getuig, want die gees is die waarheid. Die waarheid, mense. Die Ruach, Heilige Gees, sal altyd net die waarheid openbaar. Daarom sê die woord, Johannes hoofstuk 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dis die eienskap van die Gees van God. Hy sal altyd die waarheid openbaar. Nou hierdie is baie belangrik. Wanneer daar nie ware bekering en wedergeboorte plaasgevind het, en die waterdoop word gedoen op 'n verkeerde wyse, dan kan die Gees van Jahwe nie manifesteer nie, en dan ontbreek die waarheid. Dan ontbreek die waarheid. Kan ek dit weer vir jou gee? Wanneer die ware bekering en wedergeboorte nie plaasvind nie, en die waterdoop word dan gedoen op 'n verkeerde wyse, dan kan die Gees van Jahwe nie manifesteer nie, en dan ontbreek die waarheid. Dan ontbreek die waarheid. Dan kan die waarheid nie in mense se lewens manifesteer nie. Nou luister wat sê 1 Johannes 5 vers 1, ons het dit in die begin gelees. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messias is uit Elohim gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief uit wie hom gebore, uit hom, wat uit hom gebore is. So met ander woorde, as ons wedergebore is, uit die lewende God, gaan ons die ander gelowiges ook lief hê, die wat ook uit hom gebore is. Dan gaan ons mekaar lief hê, mense. Ons gaan mekaar lief hê. En met ander woorde, en hy sê, elkeen wat glo dat Yeshua die Messias is.
Nou let op wat sê hy. So met ander woorde, dis 'n verklaring wat hy maak. Ek kan alleen glo wie Yeshua is, ek kan alleen daai verklaring maak en bely wie hy is, dat hy God gemanifesteer is, wanneer daar 'n wedergeboorte plaasgevind het, wanneer daar geloof in my hart is, en wanneer die Gees van God intrek en 'n transformasie doen. Maar is alleen deur God se Gees wat ek daai verklaring kan maak. Luister wat sê 1 Johannes hoofstuk 4 vers 2 tot 3. Hieraan ken julle die Gees van Elohim. Elke gees wat bely dat Yeshua Messias in die vlees gekom het, is uit Elohim. In ander woorde is wedergebore. Is wedergebore. Elke persoon wat bely dat Yeshua is aanbiddingswaardig, hy is ons verlosser en saligmaker, hy is God gemanifesteer in die vlees, sy bloed het gekom as verlossing, en ons moet deel hê aan sy liggaam en sy bloed, en dit verseker vir my wedergeboorte en die gawe van die ewige lewe. Wanneer ek dit doen, dan weet ek is uit Elohim gebore. En elke gees wat nie bely dat Yeshua Messia in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. In ander woorde, het nie tot bekering gekom nie, is nie wedergebore nie. So kan mense in die kerkbanke sit, as ek dit nou maar so in aanhalingstekens kan sit, kan mense in die kerkbanke sit onder die dekmantel van geloof wees, sonder om bekering te ervaar, sonder wedergeboorte. Ja, hulle kan. Nou sê die woord, hy sê, en dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Sjoe, mense, ek wil jou vandag vra, wat getuig in jou lewe? Wat getuig in jou lewe? Kan ek vir jou sê wat moet getuig in ons lewe? Hier sê die woord, hy sê dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, Yeshua die Messias, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Halleluja! Hy sê, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. So wat moet in ons lewe wees? In ons lewe moet daar Gees wees, in ander woorde, wedergeboorte, water, ek is gedoop in Yeshua, daar's 'n veranderde lewe, en wat nog? Bloed. So die bloed van die lam moet aangewend wees aan my lewe, en ek moet deur die Gees van God gelei word op 'n daaglikse basis. Dis alleen deur God se Gees wat ek die verklaring kan maak, hey, dis Yeshua wat in die vlees gemanifesteer het as God. Halleluja. Dis alleen. So wat getuig in ons lewe? Wat sien Yahweh wanneer hy na jou kyk? Want jy sien, dit bring oorwinning in my lewe. Die bloed, die water en die Gees bring oorwinning in my lewe, en deur dit kan ek oorwinning behaal. Wanneer ek die Gees van God in my binneste het, en die aanval van die vyand kom, kan ek vir die duiwel sê, duiwel, daar staan geskrywe. Want ek het dieselfde Gees wat Yeshua gehad het, want die oomblik toe hy gedoop is, toe ontvang hy wat? Die Gees van God. En die Gees lei hom in die woestyn in. En is deur die Gees van God dat hy die vyand weerstaan het, met die woord om te sê, daar staan geskrywe. So as jy wedergebore is, en jy die Gees van God in jou binneste, en jy quoteer die woord om te sê, daar staan geskrywe, sal die vyand van jou al wegvlug. Halleluja! Halleluja! Mense, dit is belangrik dat ek en jy die bloed, die water en die Gees in ons lewe het. Wat is sigbaar in jou lewe wanneer mense na jou kyk? Wat is sigbaar in jou lewe? Want sonder dit kan ek onmoontlik nie oorwinning behaal nie. Onmoontlik nie. So is die bloed, die water en die Gees, is dit deel van jou lewe? Is dit deel van jou lewe? Is die bloed, die water en die Gees deel van jou lewe? As dit nie is nie, wil ek vandag 100% seker maak dat die bloed, die water en die Gees deel is van jou lewe. Halleluja. Ek wil graag saam met jou bid. En ek wil graag hê dat Vader vandag in jou binneste sal intrek op 'n nuwe wyse. En dat jy werklik waar sal besef wat dit vat om oorwinning te behaal. Wat dit vat om die gawe van die ewige lewe te behaal.
Want dis nie so maklik nie, mense, dis nie net 'n gebedjie hier en ek bely en dag gat ek en nou is ek gered nie. Nee, dis nie so eenvoudig nie. Dit vat die Gees van God om my lewendig te maak en dat daar 'n transformasie sal plaasvind in my lewe, 'n totale verandering. Dis wat moet plaasvind. So ek wil graag saam met jou bid. Net daar waar jy is, kom ons bid saam. Kom ons soek die aangesig van Jahwe en ons verklaar ons verlossing en ons vrymaking vandag. Vader, dankie. Ek eer U, ek loof U, ek prys U vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Dankie dat ek weet, Yeshua, U het U lewe afgelê vir ons, sodat ons vandag die bloed van die lam kan aanwend in ons lewe. U het elke druppel bloed gestort vir ons verlossing en vrymaking. U het elke druppel bloed vir ons kom gee, sodat ons in oorwinning kan wandel. Deur die bloed, deur die water en deur die Gees. Vader, ons wil ons eie lewe kom ondersoek. Vader, help ons, as ons nie waarlik tot wedergebore gekom het nie, bid ek vandag, Vader, dat ons vandag op ons aangesig sal val, dat ons vandag sal erken en bely wie Yeshua is, dat ons gees sal oopmaak en sal toelaat dat U Heilige Gees sal intrek in ons lewe en dat ons in geloof sal staan en dat die bloed van die lam ons sal kom vry was vandag. Dat ons vandag sal opstaan met die wete dat ons het die gawe van die ewige lewe. Ons is gewas deur die bloed van die lam en ons het die bloed, die water en die Gees in ons lewe. Dankie Vader. Ons wil vandag 100% seker maak dat ons vandag verlos is en dat ons lewe in oorwinning, want die enigste ding wat ons oorwinning kan gee, is die bloed, die water en die Gees in ons lewe. En ek bid vandag, Vader, dat hierdie bloed vir ons oorwinning sal gee. Die bloed van Yeshua oor elke aanval van die vyand, oor elke siekte, elke konflik, elke gees wat wil manifesteer in ons lewe, dat die bloed van die lam vandag teen die werke van die duiwel sal wees. Ek bid vandag dat die waterbad van U woord ons sal kom skoon was weer op 'n nuwe wyse en dat die Gees van God sal intrek in ons lewe en ons sal lei in die waarheid. En dat ons absoluut net sal wandel in die waarheid van God se woord. Vader, dis my gebed en my uitroepe vandag. En ek dank U vir hierdie woord vandag en dat dit in mense se harte gedeponeer sal word, dat daar verandering en transformasie sal plaasvind. Dankie Vader, ons bid dit alleen in die naam van Meester Yeshua en ons gees roep uit. Halleluja, halleluja. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Baie dankie dat jy deel is van hierdie uitsending en mag die lewende God vandag net weer opnuut in jou lewe kom manifesteer. Dat die bloed, die water en die Gees deel sal vorm van jou lewe en dat jy in absolute oorwinning sal wandel. Nou ja, mense, dankie. Wees geseënd, geniet jou Shabbat verder. Tot volgende keer. Shalom.